Kom ons staan net so, dan sluit ons die oë. Ons Vader Jahwe, baie dankie dat U vir ons getroue verbondsgod is, wat nooit laat vaar die werke van U hande nie. Dankie dat ons vanoggend hierdie vaste wete en vaste vertroue het, dat die goeie werk wat in ons lewe begin het, dit sal U voltooi. Dankie dat ons U handewerke mag aanskou en ook in die woord daarvan lees en dat U Gees dit verlig en in ons harte lewend maak, dat ons vanoggend 'n psalm kan sing, 'n lied, Jahwe my hoop, my rots vir ewig, vas kan ek op U vertrou. Vader, soos die psalmdigter sê, laat ons harte dan vir U 'n heiligdom wees, 'n plek waar ons U aanbid in opregtheid. Skep in ons in hierdie oggend, Vader, weer opnuut 'n vaste gees, 'n vastigheid waarmee ons U verheerlik, dat ons soos Abraham op U sal vertrou, teen hoop op hoop, te midde van storms, te midde van beproewing, dat ons vir U hierdie gemeente sal wees wat altyd by U skuil. Dankie dat U naam oor ons uitgeroep is. Dankie dat ons U naam vanoggend kan lief hê. Dankie dat ons U naam kan besing en verheerlik U naam in ons midde. Ons Vader, doen slegs U wil, want U wil is volmaak. In Yeshua Messia. Amen. U kan die sitplek inneem, baie dankie. Ons maak ons Bybels weer oop by Psalm 36. As daar iemand is wat dit dalk verlede week se boodskap gemis het, kan ons weer Psalm 36 lees. Boodskappe word ook daarby op die internet gestoor, op die adres. Ek glo en vertrou Wian sal weer vir ons die adres na die tyd stuur, daar op die Zoom boodskappe sommer. Psalm 36, let op daardie eerste 5 verse, word die goddelose bespreek, en daarna is daar 'n loflied en 'n aanbiddingslied. Vir die musiekleier 'n psalm van Dawid, die knegt van Jahwe. In die binneste van my hart, sê die oortreding aangaande die goddelose, daar is geen vrees van God voor sy oë nie, want dit vlei hom in sy oë, in verband met die uitvind en haat van sy skuld. Die woorde van sy mond is onreg en bedrog, en laat na om verstandig te wees, om goed te doen. Hy bedink onreg op sy bed, hy gaan staan op 'n weg wat nie goed is nie. Wat sleg is, verfoei hy nie. O Jahwe, U goedertierenheid is tot in die hemele. U trou tot in die wolke. U geregtigheid is soos die berge van God. U oordeele is 'n groot watervloed. Jahwe, U behou mense en diere. Hoe kosbaar is U goedertierenheid, o God. Daarom skuil die mensekinders onder die skaduwee van die vleuels. Hulle verkook al aan die vettigheid van U huis. En U laat hulle drink uit die stroom van U genietinge. Want by U is die fontein van die lewe, en U lig sien ons die lig. Laat U goedertierenheid voortduur vir die wat U ken, en U geregtigheid vir die opregtes van hart. Laat die voet van die trotsaard nie oor my kom nie, en laat die hand van die goddelose mense my nie verdryf nie. Daar het werkers van ongeregtigheid geval, hulle is neergestoot en kan nie weer opstaan nie. Mag Vader sy woord in ons harte seën, dat hierdie psalm 'n lied word in ons lewe. Hierdie is 'n lied te midde van werkers van ongeregtigheid, te midde van goddeloosheid. Dit is 'n aktuele psalm vir een vir my vandag en elke dag. Dit gaan oor die goedertierenheid van Jahwe. Verlede keer het ons gepraat, dit verduidelik, van Genesis tot Openbaring, gebruik Jahwe die natuur en 'n beeld, verskillende insettinge, verordeninge, die tabernakel, vir ons iets te verduidelik van ons afhanklikheid van hom. Hy is die stroom van die lewe, wat die tuin benat. U en ek is die bome in die tuin, en die boom wat by die rivier geplant is, hy dra veel vrug, 12 keer 'n jaar. Van Genesis sien ons dit, Eden, Jahwe het vir die mens 'n plekkie gemaak in die tuin. Hierdie plekkie word gekenmerk aan oorvloed, aan lewe, vrug dra,
heerlikheid. En die psalmdigter besing dit, U laat ons drink uit die stroom van U genietinge. Genietinge, Eden, oorvloed. En dan is daar iets spesiaal. Hoe kosbaar, en dis ons teksvers, vers 8, hoe kosbaar is U goedertierenheid, o God? Hoe kosbaar is U goedertierenheid? Daarom skuil die mensekinders onder die skaduwee van die vleuels. Nou wat is hierdie goedertierenheid? Verbondstrou, verbondsliefde. Ek is jou God, en jy is my kind. Jahwe openbaar sy naam aan Moses, Eksodus 3 vers 14, ek is wie ek is, dit is my naam, ek is die God van Abraham, Isak en Jakob, dit is my gedenknaam, van geslag tot geslag. Vandag wil ons fokus op die skuilplek. Sien Spreuke 18 vers 10, en blaai gou soontoe. Spreuke 18 vers 10. Nou is 'n paar begrippe wat ons saam moet sit. Ons wil gesels oor die goedertierenheid van Jahwe. En die eerste saak waarmee ek dit verbind het, is in Eksodus 3 vers 14 met die naam van Jahwe, sy gedenknaam, sy verbondsnaam. En Spreuke 18 vers 10. Die naam van Jahwe, met ander woorde sy verbondsnaam, is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin en word beskud. Die regverdige hardloop daarin en word beskud. Hoor die mooi beeldspraak, waar jy in die Ou Testament, voor daar nog 'n tegnologie was, het jy iemand met die druk van 'n knoppie op 'n afstand mee oorlog gevoer het, waar jy fisies kontak moes slaan, het hulle in hierdie fisiese vesting ingegaan, en in hierdie toring, en hy word beskud, niemand kon jy daar uitkry nie. En dit beteken nie dat omdat ons vandag tegnologie het, dat daardie beeld nie meer van toepassing is, nog net so van toepassing. Die naam van Jahwe is 'n sterk toring. Beteken dit dat as ek net sy naam sê, dat ek beskerming geniet? Nee. Die inhoud van sy naam, die verbond wat hy mee gesluit het met Abraham, Isak en Jakob in Yeshua vervul is, die goedertierenheid, sy eie karakter, sy geregtigheid, nie op grond van ons verdienste nie, dis die sterk toring. Dis die vesting van jou lewe. Want Yeshua kom, Johannes 17, en sê, ek het gekom om U naam aan hulle te openbaar. En Yeshua het hulle nie net 'n les gegee om Jahwe se naam uit te skryf, of 'n debat op te klaar, is dit nou, hoe spreek jy hom uit? Nee. Die naam wat Yeshua kom openbaar het, is die goedertierenheid van Jahwe. Die opgaande lig uit die hoogte, wat sy volk besoek het, Lukas 1, kom die Heilige Gees oor Sagaria, Johannes die Doper se pa. Johannes die Doper profeteer, sy pa Sagaria profeteer hierdie woorde. Jahwe het gedink aan sy verbond. Dit is hoekom Yeshua gekom het. Is hier die absolute openbaring van Jahwe se liefde, nie op grond van ons werke nie, van sy besluit. En hierdie naam het in die Ou Testament 'n woonplek gehad in die simboliek van die tabernakel. Ek wil hê ons moet gou eers na Romeine 8 toe blaai. Romeine 9. Verskoon, Romeine 9. Voordat ons die volgende koppeling maak. Romeine 9. Nadat Paulus in Romeine 8 hierdie ontsaglike, wonderlike gedeelte gedeel het met die gemeente rondom die Heilige Gees se werking, dat die wat deur die Heilige Gees gelei word, is kinders van God, en Jahwe se werking om ons te verander na die beeld van Yeshua. Al hierdie werking, al hierdie handelinge van Jahwe gebeur binne-in die raamwerk van die volgende. En ons lees in vers 4, hulle is Israeliete, aan wie die aanneming tot kinders behoort, en die heerlikheid, en die verbonde, en die wetgewing, en die erediens, en die beloftes
aan wie die Vaders behoort, en uit wie die Messia is na die vlees, hy wat oor alles is, God lofwaardig tot in ewigheid. Amen. Hoe kosbaar is u goedertierenheid? Wat is die inhoud van Jahwe se goedertierenheid? Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders, die heerlikheid, die verbonde, die wetgewing, die erediens, die beloftes. As u daai een so woordjie vat, die beloftes, probeer gou-gou aan al die beloftes van Jahwe gelyk te dink. Probeer gou-gou in die verstand, in die tekste, van Genesis tot Openbaring, al Jahwe se beloftes gou-gou hier bymekaar te sit. Is dit maklik? Is dit moontlik? Wat is die omvang van Jahwe se beloftes? Wat is die gewig van Jahwe se beloftes? Dit hang af van hoe veel die een wat dit beloof het in staat is om dit te kan doen, hoe gewigtig die belofte is. Nou, as ek met in ag genome wie Jahwe is, dat hy is wie hy is elke belofte ja en amen in Yeshua. Dis die inhoud van sy goedertierenheid. Die erediens. Wat is die erediens? Kom ons sommer maar net by mekaar. Het hulle in Israel se tyd sommer net op eie inisiatief by mekaar gekom? Nee. Jahwe openbaar homself aan Moses op 'n magtige wyse en sê, Moses, dis die orde. Dit is hoe dit moet gebeur. Die tent van samekoms, die insettinge, die reiniging, daardie hele instansie is 'n erfenis. Dis iets wat Israel ontvang het van Jahwe. Dit is sy goedertierenheid. Plaas gou vir Israel hier. En dan vergeet nou eers van Israel se swakheid en sonde. Plaas Jahwe se roeping hier. Waar Israel geroep word as 'n heilige nasie. Biljam wil vir Israel vervloek. En hy gaan daar op die hoogte, maar Jahwe wys vir hom. En hy het 'n loflied oor Israel. Hy sê, Israel, hoe mooi is jy. Jy wend jou nie tot die ander nasies nie. Jy is soos 'n tuin waar die waterlope vloei. Heerlik, heilig, geseënd. Dan plaas jy nou 'n volk soos die Moabiete, Amorite hier langs. Daar's nie 'n vergelyking nie. Wat's die verskil tussen die twee volke? Die verskil is Jahwe se goedertierenheid is oor Israel vir ewig. En daarom is Israel se roeping om die goedertierenheid van Jahwe raak te sien, te leer ken, te besing en daarin te lewe. En die goedertierenheid was van Jahwe so kosbaar in hierdie Psalm. Hoe kosbaar is dit? Daarom skuil die mense kinders dan. U naam, u verbondsnaam is oor ons uitgeroep. En daarom het ons toegang tot u. En dit is alles in en deur Yeshua. Want hy het gekom om die naam te openbaar. Hy is ons skuilplek. Ek wil dit nader bring in, hoekom is dit Yeshua? Voordat ons verder gaan, of voordat ons wegstap van Romeine 9 af, onthou dit. Moenie net sommer vinnig sy goedertierenheid. Dink aan die wetgewing. Ek sluit met jou 'n verbond, dink aan die verhouding, ek leer. Onthou, wetgewing is onderrigting. Ek leer jou, ek vat jou lewe iewers heen. Elke dag is ek met jou besig. Ek gee nie wette om jou te straf nie, ek gee wette om vir jou te beskerm, om jou te leer wie ek is, om myself in jou te openbaar. Ek gee vir jou beloftes, want jy kan nie uit jouself uit lewe nie. Ek gee vir jou oorvloed, ek gee vir die water van die lewe. En dan is daar 'n spesifieke woordjie, heerlikheid. Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders, en dis groot, want ons roep Abba Vader, dis groot, en die heerlikheid. Het jy al ooit gedink, ek, u, is erfgename van die heerlikheid van Jahwe? Aan ons behoort die heerlikheid. Ek wil dit terugvat na die kindertjies se vlak. Toe ek 'n klein seentjie was, het ek op 'n stadium my laai oopgetrek, hoe die mekaar hy ook al was. En ek het my karretjies getel. En ek het gesê, dis myne. Ek het nie baie gehad op daai stadium in my lewe nie, vandag veel meer nie. Maar 'n mens moet op 'n stadium sê, dis wat ek het, en dis wat ek nie het nie. Hoeveel doen ons dit met die geestelike lewe? Want wat die aardse goed is verganklik, dit gaan in elk geval weg. En ons het naak in die wêreld ingekom en ons gaan naak uit. Die aardse is glad nie belangrik nie. Maar hoeveel sit ons geestelik? Die rekenkundige woord is inventaris. Hoeveel sit ons en hou ons inventaris van ons erfporsie,
Daar die testamentmaker het gesterwe. Testament is aangekondig. Die erfgename moet sê, dankie vir u goedertierenheid. En deel van in hierdie testament, naamlik die Nuwe Testament, staan daar, julle is Israeliete aan wie die heerlikheid behoort. Kan jy die heerlikheid van Jahwe definieer? Nee, onmoontlik kan ons dit nie definieer, want dit is te groot. Maar het jy dit al gesmaak? Het jy al jouself in die lig van sy aangesig verbly om dit te kan leer ken? Want dit is wat ons roeping is as gemeente, om in sy lig van sy aangesig, en ek sê dit spesifiek, want ons is op pad soontoe, maar in die lig van sy aangesig, hoe meer ons Yeshua sien, hoe meer word ons verander na sy heerlikheid. Hoe kosbaar is dan u goedertierenheid? Ek wil daar wees. Ek wil u sien. Want hoe meer ek u sien, hoe meer het ek u lief, en hoe meer is daar vir my 'n skuilplek te midde van storms. Ek wil vandag fokus op die skuilplek. Die goedertierenheid van Jahwe is ons skuilplek. Ons het laas gesê, vir Adam en Eva is daar 'n plekkie. Dis jou habitat. Moenie op 'n ander plek probeer geluk soek, of probeer lewe, of van Jahwe se aangesig wegvlieg. Daar is jou plekkie, dit is waar Jahwe jou wil ontmoet. Nou hierdie plekkie word vir ons in die Ou Testament verduidelik as die heiligdom van Jahwe, die tabernakel. Daar in Genesis, voor die sonde, het Jahwe Adam en Eva ontmoet, en hulle was in sy teenwoordigheid. Toe hulle gesondig het, is hulle weg van sy aangesig verdrywe. Maar Jahwe kom in sy liefde, in sy goedertierenheid, en bepaal weer 'n plekkie op aarde, waar ons, as ons gereinig en geheilig is, hom kan ontmoet. Die plekkie in die Ou Testament is 'n heenwyse na die plek toe. Die plek se naam is Yeshua, want ons ontmoet Jahwe weer in Yeshua, want hy is ons middelaar, hy is ons hoëpriester. Die plek, nou wil ek die plek beskryf, een of twee tekste, een of twee gedagtes vir u wys. Dit is nie net 'n fisiese plek nie. Jy kry plek in terme van tyd ook. Jahwe het 6 dae geskape om te werk, en 'n 7de dag 'n plek afgemeet vir ontmoeting. Jahwe stel 'n kalender in met die feeste, en hy sit bepaalde tye, hy sonder tyd en plek af vir ontmoeting. Daai ontmoeting is Eden. Daai ontmoeting is heiligdom, om voor die aangesig van Jahwe te verskyn. En daarom gaan ons so 'n bietjie weer terug na die Ou Testament, en dit is Sabbat. Ons het vanoggend in die oggendstilte gehoor. Wat is Sabbat? Yeshua gee Sabbat. Yeshua is die tyd en plek, en die persoon, is meer as tyd en plek, hy is die persoon in wie ons Jahwe ontmoet. Dit is die hoofdoel van Sabbat. Die hoofdoel van die tabernakel, van die heiligdom, is om Jahwe te ontmoet, om sy aangesig te sien. Ek wil hê ons moet gou blaai. Die Ou Testament, Levitikus. Die jongspan moet luister, want ons sien nie die goed vandag fisies 'n tabernakel nie. Ons moet maar daarvan lees en prentjies teken en voorstellings maak. In die Ou Testament, nadat Jahwe vir Israel verlos het uit Egipte, verlos het met 'n doel om hulle te vat na hulle land toe, verlos het met die doel om onder hulle midde te wandel, verlos het met die doel dat hulle vir hom 'n volk kan wees, 'n heiligdom. Terwyl ons na Levitikus 24 toe blaai, wil ek net een versie vir u lees, in terme van Jahwe se verlossing van Israel. In Eksodus 19 lees ek vir u hierdie vers 3. Julle het self gesien wat ek aan Egiptenaars gedoen het, dat ek julle op arendsvlerke gedra en julle na my toe gebring het. As julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want julle aarde is myne. Dan daai bekende vers, en julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Julle het gesien wat ek gedoen het, dat ek julle op arendsvlerke gedra het. Dan op Psalm 36 vers 8, hoe kosbaar is die goedertierenheid, daarom skuil die mense kinders onder die vleuels. Is hier dieselfde vleuels?
Dis dieselfde arendsvlerke. Hierdie arendsvlerke is die verbond. Ek het julle gaan verlos, want ek het gedink aan my verbond, want ek is getrou. En as julle my verbond hou, sal julle my eiendom wees. Julle sal 'n koninkryk van priesters wees. Ons weet, Israel kon dit nie hou nie, maar in Yeshua, se hoëpriesterskap, sê 1 Petrus 2, is ons 'n koninkryk van priesters, in 'n heilige nasie, om te verkondig die deugde van hom wat ons geroep het. Hou hierdie vleuel gedagte. Hy verlos nie net vir Israel daar op 'n afstand nie. Die beeld is hy dra hulle op arendsvlerke. Moses besing hierdie selfde beeld in Deuteronomium 33. Jahwe bewaar ons soos die appel van sy oog en ons skuil onder sy vleuels. Nou, ek wil nie nou 'n afdraaikie paadjie vat nie, maar vleuels, dieselfde woord as die some. En wanneer Rut vir Boas vra, ontferm jou oor my, gaan met my verbond, dan trou met my, dan gaan lê sy by sy voete. Dit was die simboliek, hoe jy vir iemand vra, sprei jou vleuels oor my, sluit met my verbond, sorg vir my, beskerm my. Dis die beeld, Jahwe sprei sy vleuels oor sy volk. Hy roep sy naam uit oor hulle. Sy naam is 'n skuilplek. Nou, kry ons in Levitikus 24, jy wonder seker nou, hoekom Levitikus 24? Hier is ons nou by 'n vreemde gedeelte. Levitikus 24, vers 1 gaan oor die olie vir die lamp, en dan gaan hy skielik oor na die toonbrode. Kom ons lees dit, vers 1 tot 9. En Jahwe het met Moses gespreek en gesê, gee bevel aan die kinders van Israel, dat hulle vir jou suiwer uitgestampte olyfolie vir die kandelaar moet bring, om gedurig 'n brandofferlamp, 'n brandende lamp te hê. Aaron moet dit buitekant die voorhangsel van die getuienis in die tent van samekoms regmaak, om te brand van die aand tot die môre, voor die aangesig van Jahwe, gedurig deur. Dit is 'n ewige insetting vir julle geslagte. Hy moet op die rein kandelaar die lampe regmaak om te brand voor die aangesig van Jahwe. Let op die woordjie, gedurig deur. Hou die plek daar. Blaai gaan na Eksodus 25 toe. Ons gaan terugkom na Levitikus 24. Eksodus 25. Eksodus 25 begin Jahwe vir Moses die tabernakel te toon wat hy moet bou, die opskrifies. In Eksodus 25 is vrywillige offers om die heiligdom op te rig, en die doelwit, die funksionaliteit van hierdie tabernakel, heiligdom is in vers 8 opgeskrywe, ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. Dan kry jy die ark en die versoendag sal die Gerubse beskrywing, en vers 23 begin die tafel van die toonbrode. Die tafel van die toonbrode. Maak 'n tafel van akasiëhout, en dan sê later die afmetings, en dit moet oorgetrek word met goud. En dan moet daar 12 toonbrode en 2 hopies van 6 op hierdie tafel geplaas word. Vers 30 van Eksodus 25, en op die tafel moet jy altyd deur toonbrode voor my aangesig neersit. Levitikus 24 praat van die lampstander wat gedurig deur moet brand, en Eksodus 25 sê die toonbrode moet altyd deur voor my aangesig wees. Altyd deur. Nou kyk, wat is die verband tussen die lig, die lamp en die toonbrode? Ons lees verder in Levitikus 24. Hy gee die fynskrif vir ons in vers 5. Jy moet ook fynmeel neem, 12 koeke daarvan bak. 2/10 van 'n eva moet elke koek wees. En jy moet hulle in 2 stapels neersit, 6 in 'n stapel, op die reintafel voor die aangesig van Jahwe. Dit is so belangrik, die aangesig van Jahwe. En by elke stapel moet jy suiwer wierook byvoeg, wat vir die brood as gedenkoffer moet dien, as vuuroffer aan Jahwe. Op elke Sabbatdag
moet hy dit gedurig deur voor die aangesig van Jahwe regsit, van die kant van die kinders van Israel as 'n ewige insitting. En dit moet aan Aaron en sy seuns toekom. Hulle moet dit in 'n hoogheilige plek eet, want as iets hoogheiligs behoort dit aan hom uit die 4 offers van Jahwe. 'n Ewige insitting. Hier het ons nou 2 beelde in een kort gedeeltetjie. 'n Lampstander wat altyd deur moet skyn, gedurig deur. 6 by 6, 2 hopies, 12 toonbrode wat altyd deur voor die aangesig van Jahwe moet wees. Binne in die heiligdom van Jahwe. Binne in die ruimte waar Jahwe ontmoet. En spesifiek Sabbat, want die hoofstuk voor Levitikus 24 gaan oor die feeste met die Sabbatte. Die res van Levitikus 24 gaan oor die persoon wat 'n Sabbat geskend het. Levitikus 25 gaan oor die Sabbatsjaar. Alles gaan oor Sabbat. Daardie ruimte van, daardie veilige ruimte van ontmoeting. Laasweek se boodskap, die ruimte van oorvloed, hierdie keer om te skuil, waar Jahwe beskik, bewaar en voorsien. Nou wil ek dit net daai tegniese detail presies gee, dat Numeri 8, nou hier by die wette verduidelik ons verhouding met Joshua. Numeri 8, ek hoop jy sal gou vir Numeri kry, dis die volgende boek. Numeri 8, is die opsteek van die lampe. In Numeri 8, en Jahwe het met Moses gespreek en sy spreek met Aaron en sê vir hom, as jy die lampe opsteek, en dit moet opgesteek word elke dag, moet die 7 lampe aan die voorkant, onderstreep die woordjie voorkant, van die kandelaar lig gee. En Aaron het so gedoen aan die voorkant van die kandelaar, het hy die lampe opgesteek, soos Jahwe Moses beveel het. Hierdie kandelaar se lig, sy refleksie kon presies geprojekteer word, na sy voorkant, presies op die toonbrode. Die toonbrode, ons sê baie keer iemand bak in die son, of hy bad in die son. Dink nou aan bad, daai totale, daar net al lekker gebad. Jy is sommer so die hitte en die aroma, en jy bad in die son. Nou hierdie 12 toonbrode, wat die 12 stamme van Israel voorstel, het in die lig van hierdie 7 lampe wat die 7 geeste van Jahwe sy totale wese voorstel, het hierdie 12 stamme van Israel het in die lig van Jahwe gebad. Totaal omstraal, totaal in die heerlikheid van Jahwe. Onthou, daardie 6 by 6, ons kry dit ook op die hoëpriester se skouers. Nou, hy moes die 6, behalwe nou vir die 12 steentjies hierso, daar was 2 onyxstene, waar 6 van Israel stam het en 6 die kant uit hulle gedra, voor die aangesig van Jahwe. En Jahwe het vir Israel, in die vorm van simboliek, altyd in die heiligdom, in die plek van ontmoeting, in sy huis van goedertierenheid, waaroor hy sy naam uitgeroep het, daar's Eden, daar's die vleuels van Jahwe uitgesprei, daar's sy verbond, daar's reinheid, daar's heiligheid, daar's beskerming, daar's beskikking, die lig van sy aangesig, die lig van sy gees, die 7 lampe, het op daardie 12 brode. Nou wil ek jy moet mooi luister. Somtyds geskyn, as Aaron besluit het 'n dag hy gaan dit doen, as daar dalk miskien olie beskikbaar was. Wat is die 2 woorde in Afrikaans waarop ek baie klem gelê het in die begin? Gedurig deur, en die ander ene, altyd deur. Daar moet altyd 'n lamp skyn, en die brode moet altyd beskikbaar wees, en elke Sabbat opnuut geplaas word. Nou, toe ons klein was en die dominee het nou goed gepreek, en hy wil nie baie praat en sê hierdie stukkie is vanselfsprekend. Want hy nou gestop. Maar hierdie gedeelte is regtig vanselfsprekend. Hoor u, waar is u in my posisie as
Israel, nie buitekant die laar nie, in die heiligdom, in Yeshua. Nou, hoe word hierdie lig wat nou skyn op die brood geverbaliseer in woorde? Numeri 8 waar ons nou is, 2 hoofstukke terug. Jahwe gee aan Aaron die opdrag en sê, so moet jy my naam, my verbondsnaam, my goedertierenheid op die kinders van Israel lê, deur vir hulle te sê, Jahwe sal jou seën en jou behoed. Jahwe sal sy aangesig oor jou laat skyn, soos hierdie lamp op hierdie 12 broodjies skyn. En onthou die woord toonbrode is letterlik brode panim wat voor die aangesig in front of presies in Jahwe se teenwoordigheid leef, omhul word deur sy heerlikheid. Jahwe sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. En dit is die inhoud van vandag se boodskap, dat die goedertierenheid van Jahwe sy genade, sy barmhartigheid in Yeshua geopenbaar. Ons sê, ons sien dit in die Ou Testament, as jy uit iemand se teenwoordigheid uit weggaan, dan draai hy sy aangesig weg van jou. As iemand sy aangesig na jou toe gerig het, dan beteken dit jy is welkom. Jy kan na sy teenwoordigheid toe kom. Hulle sê hulle daai persoon het die aangesig van die koning nie gesien of hy wil sy aangesig sien, dis binne sy teenwoordigheid kom. Jahwe is 'n heilige, verterende vuur. Daarom is daar so baie insettinge, verordeninge om die tabernakel daar te stel in reinheid en in heiligheid. En as Aaron se 2 seuns verkeerde vuur bring, is hulle mors dood. Die storm nie net in by toonbrode toe nie. Daar was eers poorte, 'n ingang, altaar. Rein en heilig is Israel se plekkie, sy habitat. Hoor net hier, dis jou habitat as een van daai 12 broodjies in die lig van sy aangesig. Nou as daar een volmaakte handeling is waar Jahwe sy aangesig oor ons laat skyn het, dan is dit Yeshua. En dis wat ek nou so vinnig aangehaal het in Lukas 1, Maria se loflied en Johannes die Doper se pasin. Jahwe het sy aangesig oor sy volk laat skyn. Hy het sy naam oor hulle laat uitroep in Yeshua. Yeshua sê, ek is die lig van die wêreld. Johannes getuig van hom, die waaragtige lig wat elke mens verlig. Hierdie lig is die heerlikheid van God, wat vir jou hele lewe, sy goedertierenheid uitstort, sodat jy kan sê, Vader, hoe kosbaar is u goedertierenheid. Daarom skuil ek onder die vleuels, binne die verbond, binne die erediens, binne die wetgewing, binne u beloftes, binne u raadsplan vir my lewe. U is die pottebakker, ek is die klei, u genade is vir my genoeg. In hierdie Romeine 8 wat ons so vinnig, ons het in Romeine 9 kyk, maar Romeine 8 is die proses van die wat hy van tevore geken het, het hy verordineer en geroep, deur hierdie proses te gaan van regverdigmaking en heiligmaking, gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Wat het ons nodig om van 'n gevalle sondaar, waarin niks goeds woon nie, te kom by 'n huisgenoot, 'n broodjie in die heiligdom van Jahwe, waarop die heerlikheid van Jahwe skyn? Yeshua Messia. Yeshua Messia is die een wat hierdie dinge aan ons bedien. Hy is die deur van die tabernakel by wie ons ingaan. Hy is die altaar wat sy lewe vir ons afgelê het. Hy is alles. Hy is ons Sabbat. Hy is die afgemete plek waar Israel voor die aangesig van Jahwe kan bad, ek kort 'n beter woord, kan indrink, net totaal omvou met Jahwe se teenwoordigheid. Sy heerlikheid. Hulle is Israeliete aan wie die heerlikheid behoort. Wat is daai heerlikheid? Die heerlikheid is, kyk na daai broodjie, as die lamp, die 7 lampe, die olie
wat die lampe laat brand, op hom skyn. Kom ons sê dit prakties. Wanneer die Heilige Gees in jou lewe werk, is die heerlikheid, die lig van Jahwe besig om te skyn. Ja, die werk van die Heilige Gees is nie altyd lekker nie, want hy oortuig van sonde. En hy lei ons tot bekering. En hy openbaar aan ons hoe swak ons is. Maar hy openbaar ook aan ons die goedertierenheid van Jahwe. Hy openbaar aan ons Eden, hy openbaar aan ons die tempel waar ek nie vir myself sorg en voorsien nie. Die toonbrode was die toonbeeld dat Jahwe sorg vir sy volk. Bly net by hom. Dis ons groot uitdaging. Is om daar te bly. Is om te erken, sê Vader, daar is vir my geen beter plek as u heiligdom. Ek wil nie saam met my blaai daarna Psalm 27, wat Dawid sê, hy het net een ding begeer, want hy het dit verstaan. Dit is sy habitat. Ons het in die Grendelstaat tydperk oor Psalm 84, hoe lieflik is die woninge, ook 'n Bybelstudie gehad. Hoe lieflik is die woninge, hoe kosbaar, want dit is daar waar die goedertierenheid van Jahwe is. Psalm 27. En ek wil vir jy spesifiek elke keer daarop attent maak. Hierdie is nie 'n psalm wat Dawid geskryf het toe hy op vakansie was. 'n Psalm wat hy geskryf het toe sy vyande vir hom laat weet het, hulle sal vir hom laat rus vir 'n ruk nie. Ons ding was baie keer, as ek vakansie het, dan sal ek weer aangaan met my geestelike lewe, dan gaan ek weer tyd hê om Jahwe te dien. In die midde van die krisis, as die Edomiete en die Ammoniete en die Moabiete kom, dan vat Josafat daai slegte tyding tempel toe. Ons lees in Jesaja hoe Hizkia die briewe van Sanherib hulle tempel toe gevat het. Jy vat die vyand se dreiging en se spot en se hoon en die Satan se spot in die lewe om te sê, waar is jou God? Jy's God verlate, kyk jou omstandighede, kyk jou foute, al daai skuld en skaamte. Wat jy tempel toe. Want daar is jou middelaar wat jou las dra. En in Psalm 27 begin hy met Jahwe is my lig, en ek wil hê jy moet gou vir 'n oomblik fokus. As Dawid sê Jahwe is my lig, wat bedoel hy? Sommige maar net 'n kersliggie iewerste, jy is die liggie in my lewe. Nee. Jahwe, u is die lampstander met die 7 lampe, die Gees wat skyn. Ek is 'n broodjie in u teenwoordigheid. Weet jy wat is vir my interessant? As Joshua soveel jare later die Sabbat wil verduidelik, dan verwys hy na Dawid wat van die toonbrode geëet het toe hy vir Saul gevlug het. Daar's iets besonders daarin. Dis nie net vanuit geëet en sy fisiese honger gestil nie. Daar's ietsie vir ons rondom jou skuilplek, Dawid. Al gaan jy vir Saul vlug. As my aangesig oor jou skyn, jy is daai broodjie, ek is met jou. Vrees nie, ek is met jou. Jahwe is my lig en my heil. Heil beteken Shua, verlosser. Vir wie sou ek vrees? Jahwe is die toevlug van my lewe. Vir wie sou ek vervaard wees? As kwaadoeners teen my nader kom om my vlees te eet, my teenstanders en my vyande, ja myne, struikel hulle self en val. Al word 'n laar teen my reg opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Een ding het ek van Jahwe begeer. Stop gou daar. Wat is hier in my begeerte? Jahwe, vat asseblief hierdie vyand weg. Jahwe, verdelg hierdie vyande. Help my net uit hierdie probleem uit. Nee. Een ding het ek van Jahwe begeer. Dit sal ek soek. Dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van Jahwe, om die lieflikheid van Jahwe te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Gemeente, in Yeshua woon al die wysheid, al die skatte, al die kennis van Jahwe, Kolossense 2. En wanneer jy 'n worstelstryd het, soos die psalmdigter in Psalm 73, die groot raaisel. Hy sê, ek het amper gestruikel, die goddelose, dit gaan goed met hom, hulle het nie stryd nie. Ek, wat Jahwe wil dien, dit gaan met my sleg, dit gaan met my swaar.
Dit is te vergeefs dat ek Jahwe dien. Ek hoop jy het geluister na die psalms hierdie week. Die wysheidspsalms, dan sê hy, maar toe ek in die heiligdom van Jahwe ingaan, toe kry ek perspektief. Toe let ek op hulle einde. Toe besef hy. En hy sê op die einde, wat my aangaan, dis my goed om naby Jahwe te wees. Ja, vir die kind van Jahwe moet daar storms wees. Maar daar is 'n skuilplek. Daar is binne die goedertierenheid van Jahwe 'n habitat, 'n plekkie vir u en vir my, om in die lig van sy aangesig omvou te word. Al staan 'n laar teen my op, al soek hulle my vlees om te eet, al is die dreigemente hoe swaar. Gaan in die heiligdom van Jahwe en kry perspektief. Binne in die heiligdom van Jahwe, en Yeshua is die openbaring van die heiligdom van Jahwe, gaan u en ek vir jouself, vir jou gesin, vir ons volk, vir hierdie aarde, perspektief kry. Wat is Jahwe se plan met ons? Waarheen is ons op pad? Die lewe gaan sin maak. Omdat hy leef, sien 'n kans vir môre. Omdat ek geleer het om onder sy vleuels te skuil, omdat ek geleer het om in alles sy aangesig te soek, omdat ek geleer het om in alles sy openbaring van sy wet, sy verbonde, sy beloftes, Yeshua self, te soek, sy wil vir my lewe. Mag elkeen van ons die goedertierenheid van Jahwe op so 'n vlak ken. En ek wil dit baie duidelik sê, nie oorval na 'n voorspoedsteologie, dit klink lekker, strome lekker voed en vet word. Nee, daar's genoeg benoudheid, daar's genoeg oorlog en swaar teen jou. Dis in balans, die oorvloed wat jy drink, en die skuil en die oorgawe en die bly, mag u en ek, Psalm 91, hy wat skuil in die skuilplek van die Allerhoogste, sal vernag in die skadewee van die Almagtige. Daai skadewee is sy vleuels wat hy oor jou uitsprei. Hy het met jou verbond gesluit. Dis intiem. Dis kosbaar. Moenie na hierdie dinge kyk uit nuuskierigheid, uit soos Moses uit nuuskierigheid vir die bosvol kyk. Dis 'n verterende vuur. Maar as jou voete rein is, en jy is heilig, en jy staan op heilige grond, dan sal jy hoor, vanuit daai brandende bos, kom die openbaring. Ek is wie ek is. Ek is jou God. Ek is die God van Abraham, Isak en Jakob. Ek het jou nie begewe of jou verlaat nie. In Yeshua is die volmaakte bevestiging dat een ek nooit ooit weer sal twyfel aan die liefde van Jahwe nie. Hy kan nie vir ons 'n groter bewys gee van sy liefde as dat hy sy eie lewe afgelê het nie. Moenie vir iets groter vra nie. Moenie vir iets meer begeer nie. Respekteer dit. Kry stilte in hierdie wete. God is vir my 'n toevlug. Ek sal nie vrees nie. Julle ken daardie lied, wees stil en weet, ek is Jahwe. Hy kom uit Psalm 46 uit. As ons dalk soontoe kan blaai. Ek is lus om vir die res van my lewe net uit psalms te preek. Psalms bring so alles bymekaar. God is 'n toevlug. Wil jy wêreldpolitiek lees van volke wat optrek teen Israel en sê kom laat ons hulle uitdelg dat hulle naam nie meer bestaan? Nee, Psalm 87, dink so 83, vyande rondom. Lees dit. Nou, ons het al baie die laaste 2 maande gesels oor hierdie stad Sion, Yeshua, wat op die berg vas staan. Hy is nie net 'n paleis wat jy mooi die heerlikheid aanskou nie, hy is ook 'n rotsvesting waarin jy hardloop om beskerm te word. God is 'n toevlug, Psalm 46 vers 2. God is vir ons 'n toevlug en sterkte. As hulp in benoudhede is hy in 'n hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde en al wankel die berge weg in die hart van die see. Laat sy waters bruis, laat hulle skuim, laat die berge bewe, deur sy omstuimigheid. Die stroompies van 'n rivier maak die Godstad bly, die heiligste van die woninge van die Allerhoogste. Onthou dat hierdie Godstad, Sion,
Yeshua, die wat in hom bygevoeg word, die steen, die rivier van God wat stroom uit sy troon, maak hierdie stad bly. Maar dis nie net 'n mooi, salige, rustige prentjie nie. Dis in die midde van woeste aanvegtinge, is hy 'n rotsvesting, en benoudheid is in 'n hoë mate beproef. God is daar binne-in. Dit sal nie wankel nie. Kan jy dit van jou lewe sê? Sien jy jouself as deel van hierdie heiligdom? Jahwe is daar binne-in. Dit sal nie wankel nie. Jahwe is in my lewe sal nie wankel nie. Al voel ek somtyds, hier's groot storms. Prakties, ons is die lote in Yeshua. As die wingerdstok nie wankel nie, kan die loot ook nie wankel nie. Ons is in hierdie Sionstad in hom. Nasies het gebruis, koninkryke het gewankel, vers 7. Klink soos koerantopskrifte. Hy het sy stem verhef, die aarde bewe. Jahwe van die leerskare is met ons. God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Kom en aanskou die dade van Jahwe, wat verskriklike dinge oor die aarde bring, wat oorloë laat ophou, tot by die einde van die aarde, die boog verbreek en die spies stuk inslaan, die stryd waar ons met vuur verbrand, laat staan en weet, dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Jahwe van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Hoekom is hy 'n rotsvesting vir ons? Want hy is teenwoordig. Hy het vir ons 'n stad kom skep. Ja, die geskiedenis leer ons dat Israel se stad, Jerusalem, wat Salomo gebou het, was verwoes met die ballingskap met Nebukadneser. Ja, die geskiedenis leer ons Nehemia het weer die mure gebou, maar hy is weer vernietig in 70 na Messia. Maar die evangelie leer ons, Yeshua sê, breek hierdie tempel af en ek sal hom in 3 dae opbou. En die tempel wat Yeshua gebou het, waaroor sy naam uitgeroep is hy teenwoordig. En dit is U en my skuilplek. Laat ons daar bly. Laat ons dit begeer. Laat ek in my lewe verstaan, om ook vir my huisgesin, en oral waar ek kom, hierdie identiteitsboodskap te bring. My lewe is geborge en verborge in 'n baie groter realiteit as wat ek in my lewe is. Ek is in Yeshua en hy in my. Johannes 15. As 'n mens hierdie selfde boodskap in die Nuwe Testament lees, dan lees jy in Johannes 15. Bly in my en ek in julle. Soos 'n loot buite die wynstok geen vrug kan dra nie, kan julle sonder my niks doen nie. Maar hy wat in my bly, die maak ek skoon sodat dit meer vrug kan dra. En dit is ons erfenis. Kom ons staan en bid ons saam. Ons Vader Jahwe, dankie dat ons mag bid vir ore om te hoor en oë om te sien, 'n tong om werklik waar te proe dat U goedertierenheid tot in ewigheid is. Dankie dat U vir ons, Vader Jahwe, U self kom openbaar het in Yeshua, sodat ons in die tabernakel kan sien, die plek wat U vir ons bestem het, is in U teenwoordigheid voor U aangesig. Nie somtyds nie, maar altyd deur. Gedurig deur. Vader, en dis ons gebed dat ons hierdie week en die res van ons lewe in U teenwoordigheid sal leef. Al is daar buite 'n oorlog, al is daar storms, dat ons sal besef, U het ons geroep om onder die skaduwee te skuil, om stil te word en te laat staan, om Sabbat te hou met U, om op te hou, om self te stoei en self te probeer in ons eie pogings, ons geregtigheid voor U te bewerkstellig, maar in Yeshua te rus. En dankie Vader dat U gedurig deur vir ons toets, dat ons geloof kan sterk word,
om te glo dat U is en 'n beloner is van die wat U soek. Ons wil aan die naam vashou. Ons wil aan die openbaring, aan U identiteit, wil ons vashou. Vader, bewaar ons van murmurering. Bewaar ons van kla. Bewaar ons dat ons, wanneer ons soms moeg is, dat ons weg van die aangesig op ander plekke, uit gebarste reënbakke probeer hulp soek. Help ons om net onder die skaduwee van die vleuels te skuil. Dankie dat U naam oor ons uitroep, in die krag van die Gees. Laat U goedertierenheid oor ons wees, soos ons op U wag. In Yeshua se naam. Amen.